Welkom by die Ligpunt Kerk podcast. As Ligpunt gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik deur disippels te wees wat disippels maak en 'n kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie week se preek. Vriende, ek wil begin deur vinnig hier op die skerm agter my 'n foto op te sit. Dit was ek op universiteit. Ek weet nie hoekom lag jy so nie, Lucas. Ek bedoel, ek kan nie sien nie. Nee, ek joke net. Dis 'n ou met die naam van Rich Piana gewees. Rich Piana was 'n baie bekende Amerikaanse bodybuilder gewees. Baie bodybuilding kompetisies gewen. Hy was 'n bekende YouTuber ook gewees. Ons kan nou afsit daar. Hy was 'n bekende, soos ek sê, bodybuilder, YouTuber gewees en toe in 2017, een aand by sy huis, het hy letterlik in duie gestort. Hy het letterlik in duie gestort, vir 2 weke in 'n koma ingegaan en hy het gesterf. Hulle het 'n autopsie gedoen na dit en by die autopsie het hulle uitgevind dat Rich Piana se hart as ook sy lewer was 2 keer die grootte van 'n normale hart en lewer gewees. Natuurlik was dit gegee al die steroïdes wat hy oor die jare in sy liggaam ingepomp het om daai groot lyf te kon kry. Hy was baie openlik oor die feit dat hy steroïdes gebruik het om te kan lyk soos wat hy gelyk het. En ek verwys hier na vriende want ek dink Rich Piana se hartseer storie dien as 'n behulpsame illustrasie vir jou en vir my om 'n baie belangrike lewensbeginsel vir ons tuis te bring. En hier is die beginsel, hoor mooi. Vriende, indien 'n mens in hierdie lewe groei najaag, maar op ontoelaatbare maniere, wanneer ook al ek en jy probeer groei forceer, wanneer ook al ek en jy probeer groei manipuleer, kan 'n mens vinnige resultate bekom. Jy kan dit kry, maar oor die langtermyn sal dit skade berokken, gesondheid belemmer en dit kan selfs fataal wees. En dit is nie net waar van ons fisiese liggame nie, daai beginsel tel ook wanneer dit kom by die liggaam van Christus, die kerk. Hoor mooi, dit is moontlik, inderdaad, dit is redelik maklik om groei in 'n geloofsgemeenskap by wyse van ontoelaatbare maniere te probeer forceer, om dit te probeer manipuleer, waar 'n mens wel in die kort termyn kan resultate sien, maar waar oor die langtermyn dit skade sal berokken, waar dit gesondheid sal belemmer en waar dit selfs vir 'n geloofsgemeenskap fataal kan wees. Hier is die ironie van dit alles, en dit is waar as jy daar stop en dink, vriende, is dit waar van alle lewende organismes. Hierdie is hoe plante werk, hierdie is hoe ons liggame werk, en hierdie is ook hoe die kerk werk. Die beste kans wat ons het in hierdie lewe tot ware groei, ek praat nie van fake oppervlakkige groei nie, maar ware groei, is nie om soseer op groei te fokus nie. Dit is nie om groei te probeer forceer of manipuleer nie, maar eerder om gesondheid, geduldig en getrou en gehoorsaam te kultiveer. En dit is wat ek graag wil hê ons vandag spesifiek en eintlik oor die hele reeks voor oë moet hou. Ons gaan in 'n oomblik van nou af, soos ek gesê het, na daai gedeelte kyk wat vir ons gelees was in Handelinge hoofstuk 6. So jy kan daai blaadjie dalk byderhand hou solank. Ons gaan nou nie dadelik na daai gedeelte kyk nie, want ek wil eers sê dat ons moet so klein bietjie stop en die handbriek optrek. Ek wil baie graag regtig vandag, maar ook hierdie reeks gebruik om iets te deel met julle wat baie sterk op my hart druk al vir die laaste tyd. En dit is so klein bietjie die rede vir die reeks, die rasionaal agter hierdie reeks. En so, ons gaan 'n tydjie hierso vat, so wees geduldig, ons sal by die teksgedeelte uitkom, maar hoor asseblief tog mooi, hoor mooi. In sy boek, The Jesus Way, skryf Eugene Peterson, en Eugene Peterson maak die punt dat ons as moderne Christene, ons as die hedendaagse, veral westerse kerk, is eintlik op 'n gevaarlike plek. En ons gevaarlike plek is die volgende: ons lewe, vriende, sê hy, in 'n wêreld waar ons so in die water swem van die wêreld om ons natuurlik. Ons is so deurdrenk deur
Consumerism. Ons is so deurdrenk met corporate culture. Ons is so deurdrenk met Hollywood spin, dat selfs ons as gelowiges en ons as die kerk op die beste van tye nie besef hoe dit ons totaal en al vorm en ons slyp nie. Op die beste van tye besef ons nie dat selfs wanneer ons as die kerk in die naam van God en Christendom die regte ding najag en ons wil graag geestelike groei sien, wat ons doen deur hierdie wêreldse dinge wat so ons gevorm en geslyp het, is dat ons baie kere dit najag by wyse van wêreldse maniere. Die wêreld sê vir ons, do what it takes to get results. Dis wat die wêreld vir jou en vir my leer. Die wêreld sê vir jou en vir my, the end justifies the means. Maar wat Eugene Peterson sê is dat dit is baie anders as Bybelse Christendom. Bybelse Christendom sê Jesus, Johannes 14 vers 6, sê Jesus oor homself, hy sê, I am the way and the truth and the life. Met ander woorde, die manier wat die ware lewe in Jesus gevind word, is nie net as ek en jy onsself gaan besig hou met die waarheid oor Jesus nie, maar ook as ons onsself besig hou met die weg van Jesus. Ware groei kom nie net soos wat ek en jy doen wat Jesus sê nie, maar ware groei kom ook, en dis waar individueel en kollektief in 'n kerk, dit kom ook wanneer ek en jy doen soos Jesus gedoen het. Kyk saam met my op die bord, ek wil vir ons 'n gedeelte uit daai boek uit lees, wat baie belangrik is. Lang quote, maar die moeite werd. Eugene Peterson sê, I say, more often than not, I find that my Christian brothers and sisters uncritically embracing the ways and the means practiced by the high-profile men and women who lead corporations and congregations and nations and causes, people who show us how to make money, how to win wars, manage people, sell products, and manipulate emotions, and who then write books or give lectures telling us how we can do what they are doing. But these ways and means, more often than not, violate the ways of Jesus. North American Christians, en jy kan daarso insit Suid-Afrikaanse, Afrikaanse Christene. North American Christians are conspicuous for going along with whatever the culture decides is charismatic, successful and influential, whatever gets things done and whatever can gather a crowd of followers, hardly noticing that these ways and means are at odds with the clearly marked way that Jesus walked and called us to follow. Does anybody notice that the ways and means taken up often enthusiastically are blasphemously at odds with the way Jesus leads his followers? Why doesn't anyone notice? En vriende, dit is wat swaar op my hart druk, dit is wat ek met ons oor wil gesels. Ek wil hê ons moet hierdie tendens notice. Dit is iets wat ek toenemend begin notice, dink ek oor die laaste jaar. Nie net van ander gemeentes daar buite nie, maar ja, selfs van ons hier by Ligpunt. En so hoor hierdie as 'n skuldbelydenis. Ek is van die oortuiging dat op tye, nie altyd nie, en nie in alles nie, maar op tye, met die beste van bedoelings was ons al begeerig om groei te sien by Ligpunt, ware groei te sien, bekerings te sien hoe mense tot volwassenheid toe kom, waar ons wil sien dat Ligpunt gesinne sal vermeerder en waar ons kerke sal plant, maar waar ons die leierskap, ten minste ek, die regte ding op die verkeerde manier nagejaag het. Ergens langs die pad, in die naam van God en Christendom, het ek begin vergeet, en dit klink al, maar hoe vergeet 'n mens dat jy vergeet dit? Maar ek het begin vergeet dat ware geestelike groei kan nie deur slim plannetjies en deur spin en deur wilskrag teweeggebring word nie. Dit kan nie geforseer word nie, dit kan nie gemanipuleer word nie. Die enigste manier wat ware geestelike groei kom, is wanneer God dit gee en wat God van jou en van my, van ons individueel en ons gesamentlik vra, is dat ons sal fokus op gesondheid.
dat ons sal seker maak, maar ons is op 'n gesonde plek, ons is op 'n gesonde plek wat ons geduldig en getrou gesondheid kultiveer in ons lewens. Dit is my gebed, dit is my begeerte, dit is die rede dan vir hierdie reeks, die rasionaal met hierdie reeks. En so, aan die hand van dit, kom ons kyk na vandag se gedeelte. In Handelinge 6. Vandag se gedeelte, Handelinge 6, vriende, is soos die raamwerk of die roadmap vir dit wat ons in die res van hierdie reeks gaan kyk, soos wat ons gaan kyk na hierdie tekens van lewe van 'n gesonde geloofsgemeenskap. En in vandag se gedeelte gaan ons hier by in die lewe van die vroeë kerk as dit ware hierdie prentjie gegee word hoe hulle dit juis gedoen het, waar daar al hierdie stemme was van dinge wat om hulle gebeur het, maar waar hulle gestiek het tot die basics toe. En hoe hulle gesondheid gebly kultiveer het en hoe die God die een was op sy goeie tyd wat groei vir hulle gegee het. So kyk ons saam met my in die gedeelte, dit breek op in 3 bewegings. Hierdie 3 bewegings in die gedeelte is, in vers 1 sien ons die uitdaging, in vers 2 tot 6 gaan ons die oplossing sien, en in vers 7 gaan ons herlewing sien. En so kom ons kyk na eerstens dan vers 1, die uitdaging. So baie vinnig, vir ons om vers 1 te verstaan, moet ons so 'n klein bietjie meer vertroud wees met die konteks van dit wat gebeur het tevore in die boek van Handelinge. En so jy behoort dalk te weet, as jy al tevore die storie van Handelinge gelees het, dat in Handelinge hoofstuk 2 is die min of meer 120 disippels op daardie stadium, hulle is by die tempel, en Petrus by die tempel preek sy bekende preek, sy preek oor Jesus, die evangelie, en soos wat hy daai preek, sê Lukas vir ons, sny dit die mense se harte daar, nie net daai disippels wat daar is nie, maar almal wat daar in die tempelkots was, almal wat daai evangelie hoor. En die gees van God word uitgestort op daardie groep mense, daar's radikale bekering, soos wat hulle in geloof na Jesus toe draai. En Lukas sê daar aan einde hoofstuk 2, op daardie stadium was daar 3000 ander mense bygevoeg tot hierdie eerste gemeenskap van gelowiges. In Handelinge 2 vers 42 tot 47 kry ons dan 'n pragtige eerste prentjie van daardie gesonde geloofsgemeenskap. En daai prentjie wat ons gegee word, is een waar hierdie disippels van Jesus bymekaar kom, ja, beide gesamentlik by die tempel, maar ook in hulle huise. En waar hulle daar gemeenskap met mekaar geniet, en hulle kom onder God se woord, sê Lukas, en hulle bid saam, en hulle geniet die nagmaal, en hulle sien om na mekaar se behoeftes. En Lukas eindig daai prentjie in vers 47 van hoofstuk 2 met die volgende woorde. Lukas sê, Handelinge 2 vers 47, en die Here, dit was die Here wat daagliks verlostes by hulle getalle gevoeg het. Daar was groei. En Satan het dit gehaat. Satan het dit gehaat. En so wat jy dan het in die res van Handelinge in hoofstuk 4, sien ons dat Satan kom by wyse van die godsdienstige Joodse leiers met oppositie teen Jesus se disippels. Dis hoofstuk 4. Hoofstuk 5 kom Satan en hy wil verder die kerk vernietig, deurdat hy daar gaan en by wyse van ten minste 2 van die disippels wat besig is met korrupsie, wat oneerlik is in die vorm van Ananias en Safira, is die duiwel besig om op daai manier te probeer hierdie wonderlike koninkryks van God kerkbeweging te probeer vernietig. Dis hoofstuk 4, dit is hoofstuk 5 en dit is hoe ons gedeelte dan ook hier begin in Handelinge hoofstuk 6. Hier is die Satan se derde probeerslag om die kerk te vernietig. Hier doen hy dit by wyse van risie wat plaasvind binne in hierdie geloofsgemeenskap. Hy wil hê daar moet divisie wees in die geloofsgemeenskap. Kyk saam met my na vers 1. Vers 1 lees as volg. Lukas sê vir ons, in die dae, toe die aantal disippels al hoe meer geword het, het 'n gemor onder die Helleniste en die Hebreërs ontstaan, omdat hulle weduwees in die daaglikse versorging oor die hoof gesien word. Nou die Helleniste was daardie nou Christene, maar oorspronklik Jode, maar dit was daardie Joodse Christene wat aanvanklik in die diaspora in die
in Klein-Asië gewoon het. Hulle het nou natuurlik Jerusalem toe gekom, na die tempel toe in hierdie tydperk, maar hierdie is daai Joodse Christene wat van 'n Griekse kultuur afgekom het. Hulle is daar die Joodse Christene wat die Griekse taal gepraat het. Die Hebreërs wat ons daar ontmoet in vers 1, is daar die Joodse Christene wat die locals eintlik oorspronklik was in Jerusalem. Dit is die ouens wat 'n Joodse kultuur gehad het en wat Aramees gepraat het. En wat Lukas ons vertel is, en jy kan dit goed indink, dat nou soos wat dit toenemend meer geword het vers 1 en die mense word meer en meer, het daar so klein bietjie spanning ontstaan. Dit wat gebeur het is dat hierdie Griekse Joodse Christene lyk asof hulle heeltyd die kortste end van die strooitjies gekry het en dat hulle spesifiek hulle weduwees nie na versorg was soos wat die Joodse Christene se weduwees na omgesien was nie. En dit het spanning berokken en daar was 'n gemor, dis letterlik daai Ou Testament woord van Israel wat in die woestyn begin murmureer, dis dieselfde konsep en so hierdie klomp teen en al twee partye kom na die apostels toe, hulle sê vir die apostels, luister die apostels, kyk hierdie gemors, kyk wat gebeur hier, kyk hoe moan hierdie ouens, kyk hoe unfair is hierdie ouens, kom apostels, sorteer dit asseblief vir ons uit. Nou ons gaan in 'n oomblik van nou vriende kyk hoe die apostels hierdie situasie hanteer het, maar ek wil weer eens sê ons moet hierso stop en ons moet 'n belangrike Bybelse beginsel hier verstaan wat weer eens vir ons hier illustreer word in die storie van die vroeë kerk. Hier is die beginsel. Vriende, ons moet besef dat waar ook al daar groei is, sal daar altyd groeipyne wees. Waar ook al daar groei is, kan ek en jy groeipyne verwag. Dis is bloot 'n sosiologiese feit. Wanneer ook al jy 'n groep mense het of 'n geloofsgemeenskap het wat soos in vers 1 vermeerder, wat ons sien daar in vers 1, dan neem kompleksiteit toe. Die sisteem, die hoeveelheid getalle beteken daar's nou net meer dinge wat gebeur. En in 'n wêreld waar daar meer mense is daar meer mense en dit is waarvan ons as gelowiges wat sondig is, waar ons nie ons naaste altyd in alles so lief het soos wat ons onsself het nie en wat daai kompleksiteit doen is ons het onvermoë baie kere om dinge te kan doen en te kan uitsorteer soos wat 'n mens moet doen. En so daar word soos wat daar getalle toeneem, word daar op tone getrap, daar word balle gedrop, verhoudings kry seer, behoeftes word nie aangespreek nie. En in die midde van dit is die Satan altyd naby. In die midde van dit wat die duiwel wil doen, is hy wil daardie groeipyne vat en hy wil dit 'n kanker maak. Wat die duiwel wil doen is hy wil die gemor vat en hy wil dit 'n gefight maak. Wat die duiwel wil doen is hy wil hê dat die gemeentelede asook die leierskap perspektief sal verloor en distracted sal wees van dit wat die Here hulle tot geroep het, daardie dinge wat werklike geestelike gesondheid teweeg sal bring. Dit is die Satan se agenda. En vriende, dit was waar hier vir die vroeë kerk in Handelinge hoofstuk 6 reg deur kerkgeskiedenis letterlik in elke liewe kerkie waar daar groei is. Enige groei is, van 5 af na 10 toe en van 10 af na 50 toe, waar ook al dit is hierdie 'n werklike realiteit, dit is 'n uitdaging en die Satan is altyd daar om dit te vat, om juis 'n gemeente te probeer te vernietig. Die realiteit is dat ons het hier by Ligpunt al soortgelyke challenges gehad. Oor die laaste 12 jaar, ons het begin aanvanklik met 'n klein groepie van, ek dink ons was so 27 mense, daar was geen kinders gewees nie. Daar was 2 kinders in die begin gewees. En ons het 1 Ligpunt gesin gehad reg in die begin. En die Here was ons genadig en dinge het gegroei en mense het bygekom en 2 Ligpunt gesinne het tot later by die 30 Ligpunt gesinne begin draai en bedienings is begin en kerke is geplant in die midde van dit alles, omdat ons is sondige mense, ons is sondige leiers, ons is sondige gemeentelede, dinge raak meer in kompleksiteit gebeur, is daar net dinge wat nie reëel is nie. Daar's behoeftes, daar's mense wat seer kry, ons almal kry seer in die situasies. En in die midde van dit is daar stemme oral wat sê vir die leierskap, hoor jy maar, doen dit, en hoekom doen julle nie dat nie, en sorteer hierdie uit, en maak so, en dit en dat. Baie van daai dinge goed, baie van daai dinge reg, maar die
die versoeking of die gevaar is dat 'n mens kan die basics vergeet in die middel van dit wat die Here ons tot roep. En dit is wat ons dan sien hier so in die gedeelte. Dit is wat ons sien die apostels dan hier reg kry. Kyk wat hulle hierso doen in vers 2 tot 6. Ons het gekyk na die uitdaging, sien raak saam met hierso die oplossing. En so vers 2 sien ons die apostels en die apostels kom en hulle roep die groep disippels bymekaar en hulle doen basies 2 dinge hierso. Die eerste ding wat die apostels doen is die apostels het hulle bediening van die woord en gebed geprioritiseer. Lees saam met my vers 2. Die apostel sê vir die gemeente, dit is nie goed dat ons die woord van God verwaarloos om by die tafels dienste verrig nie. Let wel, die apostel sê nie hiermee om te sien na die behoeftes van hierdie weduwees is nie belangrik nie. Hulle sê ook nie dat dit is benede hulle nie. Hulle sê bloot daarmee, dit is nie ons as die geestelike leiers se spesifieke roeping nie. Nee, vers 4, ons sal ons dan toelê op gebed en die bediening van die woord. Maar die apostels doen dan 'n tweede ding in hierdie gedeelte. Wat hulle doen is, hulle het verder gegaan en ook die versorging van hierdie weduwees geprioritiseer deur dit te delegeer aan geesvervulde leiers, ander leiers binne in die geloofsgemeenskap. In vers 3 daar, kyk saam met my, in vers 3 lees ons hoe die apostels as dit ware vir die geloofsgemeenskap die mandaat gee en sê, hoorie, maar identifiseer in julle midde vir ons 7 geesvervulde mans wat vol van wysheid is en wat bekwaam sal wees om na hierdie behoeftes in ons midde te kan omsien. En so die gemeente gaan dan en hulle stel voor 'n groep van hierdie mans wat dan voor gebid word deur die ouderlinge, hande opgelê word en hierdie groep raak dan 'n nuwe groep van leiers binne in die plaaslike kerk wat juis daar is om die gemeente te help om gesonder te wees, sodat die geestelike leiers, die apostels op daardie stadium, dat hulle dit kan doen wat die Here hulle tot geroep het, maar tergelykertyd dat hierdie behoeftes in die gemeente aangespreek kan word. En vriende, hoor weer eens, net soos vir hulle, so ook vir ons. Vir ons, soos wat ons probeer nadink, oor hoe sal dit lyk, wat is daardie vital signs, daai tekens van lewe van 'n gesonde gemeenskap, is hierdie ten minste, dink ek, die basiese prioriteite wat ook dan moet waar wees in ons lewe hier saam as 'n gemeente, hier by Ligpunt. En so hierdie 3 dinge wil ek hê moet elkeen van ons net opnuut vanoggend hoor, en ons gaan in die res van die reeks in detail hierna toe terugkom. Ligpunt, eerste ding vir ons, is dat ons het nodig om te onthou dat 'n gesonde geloofsgemeenskap prioritiseer die woord. Nou in Handelinge 6 sien ons dat die woord was gebring deur die apostels aan die mense, maar soos wat die storie van Handelinge gaan aangaan, spesifiek dink ek hier aan Handelinge hoofstuk 20, sien ons dat die apostels dan die aflosstokkie oorhandig aan die ouderlinge in 'n gemeente, dat dit hulle verantwoordelikheid raak om die woordbediening in 'n gemeente na om te sien en primêr te behartig. Die primêre prentjie in die Nuwe Testament van ouderlinge is die van herders. En herders se werk volgens die Nuwe Testament is 4ledig. Ouderlinge is herders wat in die eerste plek die kudde moet voed. Die ouderlinge behoort die kudde te lei vanuit die wildernis uit na God se beloofde land, die groen weivelde van rus toe. Die ouderlinge se verantwoordelikheid is om die kudde te beskerm teen die wolwe daar buite. En die ouderlinge se verantwoordelikheid vierdens is om die kudde te versorg. En dit is treffend reg deur die Nuwe Testament dat die primêre manier wat die ouderlinge as die herders hierdie werk van hulle doen, is altyd by wyse van God se woord. God se woord is daardie kos en daardie lewenswater vir God se kudde. Dit is God se woord wat as dit ware die kompas is wat wys, maar wat is die rigting na die groen weivelde van God se rus toe? Dit is God se woord wat as dit ware die heining vorm sodat die wolwe, die valse leraars nie by die kudde kan uitkom nie.
En dit is God se woord wat die primêre uiteindelike salf is, wanneer ook al die kudde enige seer en wonde het. Nou ek gaan nie nou te veel hier uitbrei nie, vriende. Ons gaan in die reeks wat nou gaan kom, gaan ons ten minste 2 weke spandeer om juis in te zoom en meer na te dink oor juis dit. Hoe lyk dit en hoe sal dit vir ons as 'n ligpunt lyk om 'n toenemend 'n gemeente te wees waar ons God se woord sentraal hou tot alles wat ons doen. Ons gaan in die res van die reeks nadink oor woordgesentreerdheid as 'n vital sign van 'n gesonde geloofsgemeenskap. Maar vir nou wil ek net hê ons moet op die groot prentjie vlak hierdie beginsel besef. Vriende, 'n gesonde geloofsgemeenskap is 'n gemeenskap waar die Bybel nie net teoreties nie net op jou website as deel van jou statement of faith belangrik vir jou is nie, maar waar God se woord die Bybel in praktyk sentraal bly tot ons doen en ons late as Jesus se disippels. Hoor dit weer eens, dit maak nie saak hoeveel mense in 'n kerk is nie. Dit maak nie saak hoe groot of hoe fancy die gebou is nie. Dit maak nie saak hoe amazing die musiek is nie. Dit maak nie saak hoe relevant die preke is en hoeveel kerke geplant word en hoeveel sopkombuise gehardloop word nie. Indien die woord van God nie sentraal is tot die doen en die late van alles in daardie gemeente wat ons dink en doen en sê nie, dan is daardie gemeente op geleende tyd. En indien niks gaan verander nie, is dit net 'n kwessie van tyd en daai gemeente sal tot sterwe kom. En so ons wil in hierdie reeks mekaar aanspoor om die woord van God in alles, wanneer ons saamkom en wanneer ons apart is, maar om die woord van God altyd sentraal te hou. Hier is die tweede ding wat Handelinge 6 ons as 'n gemeente tot roep. Ons sien hierso dat 'n gesonde geloofsgemeenskap prioritiseer gebed. Ek dink hierdie is die observasie uit die teks uit wat met my die hardste praat. Die bediening, kyk ons sommer in vers 4, die bediening van die woord en die bediening van gebed, vriende, word in dieselfde asem gesê. Dit is 2 kante van presies dieselfde muntstuk. Ek dink hier by Ligpunt is ons redelik passievol daaroor om die woord van God sentraal te hou tot ons lewe saam as 'n gemeente, maar ek dink as ons moet eerlik wees, Ligpunt, is gebed in ons lewens so klein bietjie sekondêr. As ons moet eerlik wees, of dit is ons Ligpunt gesinne of selfs op Sondag, het 'n geneigtheid om so 'n bietjie 'n tag aan vir ons te raak. En is so half net om die tyd saam af te skop en om die vliegtuig te land, en as jy weet, en as iemand net 'n klein bietjie te lank bid, dan begin ons half sit en kyk, maar kom nou. Ons wil graag nou aanbeweeg. Ons wil baie graag aanbeweeg na die eintlike rede hoekom ons hier is, die eintlike ding wat geestelike gesondheid teweeg gaan bring. Vriende, ons het nodig om hierdie te besef, is dat gebed is fundamenteel tot die Christenlewe. Dit is fundamenteel tot 'n gesonde geloofsgemeenskap. Omdat dit wat ons mee besig is niks anders is as verhouding met die lewende God nie. Verhouding word gekenmerk deur kommunikasie, en so in hierdie verhouding wat ons staan met God, praat God met ons by wyse van sy woord, ons praat met God terug by wyse van gebed. Weereens, ons gaan in die res van die reeks gaan ons stop en ons gaan tyd spandeer om te dink, maar hoe kan ons, hoe lyk hierdie vital sign van ons gesondheid in hierdie area van dat ons 'n biddende gemeenskap is en ons wil mekaar aanspoor om toenemend gesond te wees in hierdie area van ons lewe saam met Jesus. Maar vir nou wil ek net hê ons moet besef, dit is lewensbelangrik dat ons 'n biddende gemeente moet wees. Soos asemhaling, dink aan jou asemhaling, soos in asemhaling daar suurstof is wat in jou longe inkom en ons koolstofdioksied wat uitkom, en al twee, dit wat inkom en dit wat uitgaan, is al twee nodig vir jou om gesond te wees. Vriende, so is dit ook vir ons as 'n geloofsgemeenskap. Ons het nodig om God se woord in te asem en ons het nodig om terug in gebed uit te asem tot God, en al twee van daardie aktiwiteite is deel van hoe 'n gesonde liggaam van Christus funksioneer.
Hier is die derde beginsel vir ons. Die derde ding wat ek graag ons tot wil roep en wat ons in hierdie reeks mekaar tot wil aanspoor, is dat ons besef dat 'n gesonde geloofsgemeenskap prioritiseer ook versorging. 'n Gesonde geloofsgemeenskap sien om na mekaar se fisiese behoeftes, daardie interne behoeftes wat in 'n geloofsgemeenskap opduik. Weereens, ons gaan in die res van die reeks, gaan ons tyd hieraan spandeer. Maar net 'n klein bietjie van 'n teaser, 'n voorskou. Ons gaan op 'n stadium in die reeks juis tyd spandeer om na te dink oor die plek en die rol van diakens in die lewe van 'n geloofsgemeenskap. Iets wat ons tot en met hede nie in Ligpunt gehad nie, en dit gaan nou verander. Ons gaan diakens in die lewe van Ligpunt inbring. Mense in ons midde, geestelike leiers in ons midde, wat daadwerklik aangestel word deur die gemeente as ook die ouderlinge, en ons gee vir hulle die gesag om te sê, sal julle in hierdie area van ons behoeftes in ons midde, op praat van ons praktiese fisiese behoeftes, sal julle ons as 'n gemeente help om in die verband gesonder te wees. En so meer van dit in die weke wat kom. Maar vir nou wil ek ons aanspoor, vriende, kom ons besef dat om te sien na die fisiese behoeftes in ons midde is totaal en al deel van hoe 'n gesonde kerk lyk. Soos wat 'n gesonde liggaam op 'n cellulêre vlak homself herstel, so is dit ook met 'n gesonde kerk. 'n Gesonde kerk sien die pyn en seer, dit wat gebreek is in sy midde, en hy gee homself om dit aan te spreek. Kyk saam met my op die skerm. Ek wil net 'n paar verse vir ons lees, dat ons ten minste vandag hierso dit as ons toepassing het, en kan besef, maar hierdie is deel van hoe 'n gesonde geloofsgemeenskap lyk. Johannes 13 vers 35 sê Jesus, die bekende woorde. Jesus sê vir jou en vir my, dit is hoe almal sal weet, dat julle my disippels is, as julle liefde teenoor mekaar het. En die konteks daarvan wat Jesus bedoel met liefde is, om mekaar se voete te was, om mekaar fisies te dien. Jakobus 1 vers 27 sê Jesus se broer, Jakobus vir ons, hierdie is suiwer, onbesmette godsdiens voor ons God en Vader, om na weeskinders en weduwees om te sien in hulle ellende. Dit is vir daardie rede dat Jakobus net daarna daai bekende woorde in Jakobus 2 sê, waar Jakobus daarso sê, as 'n broer of 'n suster sonder klere en daaglikse kos is, en een van julle sê vir hulle, gaan in vrede, word warm en word versadig. So jy spiritualize dit. Maar julle gee nie vir hulle wat hulle liggaam nodig het nie. Wat help dit? So 'n geloof alleen, as dit nie op dade uitloop nie, is nie net ongesond nie, sê Jakobus, dit is dood. En so vriende, ons wil in hierdie reeks mekaar tot dit aanspoor, om te sê, maar ons wil 'n gesonde geloofsgemeenskap wees, soos wat ons daar sien uit Jesus en Jakobus en die res van die Nuwe Testament se mond uit. Ons wil mekaar aanspoor tot dit. En as ons 'n gesonde gemeenskap kan wees, as ons 'n kerk kan wees wat geduldig, getrou, stick to the basics, wie weet wat die Here dan kan doen? Wie weet wat hy in sy goeie tyd in ons midde kan doen? En dit is die derde, laaste ding wat ons dan sien. In vers 7, die herlewing. Handelinge 6 vers 7 sê Lukas vir ons, en die woord van God het versprei, en die aantal disippels in Jerusalem het aansienlik vermeerder, en 'n groot menigte van priesters het aan die geloof gehoorsaam geword. Vriende, hierdie is die logiese vloei van die bewegings in hierdie 7 versies. Soos wat hierdie eerste gemeente in Jerusalem gestieke to the basics, ten midde van hulle uitdagings, met al hierdie stemme en alles wat gebeur, en die duiwel se beste probeer sla, soos wat hierdie eerste geloofsgemeenskap gestieke to the basics, en hulle het gefokus om God se woord sentraal te hou, hulle het seker gemaak, hulle is 'n bindende gemeenskap wat in verhouding met die Here wandel, en hulle het na mekaar omgesien, het hulle toenemend 'n gesonde geloofsgemeenskap geword. En hier is die punt, gesonde goeders groei.
Dit is vanuit gesondheid uit wat groei dan sal kom. Jy sien, soos wat hierdie vroeë kerk die woord van God en gebed geprioritiseer het, wat het gebeur? Hulle liefde vir God het toegeneem. Hulle liefde vir God het begin opborrel en dit het oorvloei in liefde vir mekaar en hulle het na mekaar begin omsien. En daardie liefde van God het verder uitgevloei ook na die mense om hulle in die stad van Jerusalem om hulle, daardie mense wat nog nie vir Jesus geken het nie en hulle het vir hulle die goeie nuus van Jesus toenemend begin vertel. En soos wat daardie mense van buite af ingekyk het op hierdie geloofsgemeenskap, het die mense in Jerusalem vir hulle gesê, of vir mekaar gesê, hulle het gesê, maar hierdie mense ken regtig die lewende God. Hier is ware lewe. En God die Heilige Gees het dit gebruik om ander mense ook so in geloof en bekering na Jesus toe te bring. En so was die liggaam van Christus toenemend uitgebou. En so ek wil hiermee afsluit. Vriende, dit is my gebed. Dit is my gebed vir ons as ligpunt, vir ons as 'n gemeente, dat hierdie prentjie van die vroeë kerk 'n prentjie van ligpunt sal word. Laat hulle storie toenemend ons storie sal wees as 'n kerk. En hierdie is hoekom ek volmoed is dat dit is hoe ons storie as 'n gemeente sal uitdraai. Ek is volmoed dit sal gebeur, vriende, want die liggaam van Christus stap altyd dieselfde paadjie as Christus. Die liggaam van Christus, die liggaam wat aan die hoof verbind is, wat ook al Jesus se paadjie was, sal ook ons sy liggaam se paadjie wees. Net soos wat Satan sy beste probeer het om Jesus te vernietig het, en God het dit toegelaat, juis sodat dit die manier kon word waardeur die koninkryk van God in die wêreld ingebreek het, so die Satan het ook probeer met die vroeë kerk. En hy het probeer om die kerk te vernietig en God het dit so gebring deur hulle sonde en hulle tekortkominge, juis om die vroeë kerk meer gesond te maak, juis sodat God so die koninkryk kon bou. En vriende, so sal God dit ook met ons en met elke ander kerk doen. God gebruik die kerk vandag en vir Ligpunt. En hy vat al ons sondes en al ons simpelheid en al ons tekortkominge en hy vat dit en hy gebruik dit juis om ons meer gesond te maak as 'n kerk. Juis sodat deur dit goddelike groei sal kom. Mag die Here dit in ons midde doen. Vriende, kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons wil vir U loof en prys dat ons wat vandag hierso sit in 2022 in 'n plek soos Pretoria is deel van 'n groter storie. Here, ons het begin vandag en ons het dit gesing, ons het dit gelees en gesing. Here, daardie woorde wat U kerk, die liggaam van Christus vir die laaste 2000 jaar bely het. Here, ons is deel van hierdie groot bouprojek waarmee U mee besig is. Here, maak ons 'n mense wat uiteindelik in gesondheid diep gewortel en geanker bly in Jesus. Here, en so ek bid vir ons, Here, dat hierdie reeks inderdaad vir ons individueel, maar ook kollektief vir ons as 'n geloofsgemeenskap 'n goeie seisoen sal wees, waar ons opnuut sal toelaat, Here, dat U ons meer en meer gesond sal maak, Here, sodat U koninkryk mag kom, soos in die hemel, so ook in ons lewens, en deur ons ook hier op aarde. Here, sal U ons seën, sal U met ons wees. Dankie, o Heer. Dankie dat dit wat waar was vir Jesus, waar is vir sy liggaam. Here, ons gaan in hierdie lewe en in hierdie wêreld in vol moed, vol hoop, want U, Here, sal U kerk bou. En ons loof en prys U daarvoor in Jesus se naam. Amen. Vir meer inligting oor Ligpunt Kerk, besoek gerus ons webwerf op www.ligpunt.com of kontak ons gerus by info@ligpunt.com.